Hallo julle, dit is Japie hierso. Ek begin met Openbaring 17, waar ek opgehou het laas. Dit was 'n lang video. Openbaring 17 is 'n lang video. Daar is baie inligting in hierdie hoofstuk. En ek wil aangaan hierso by gedeeltelik vers 11 dink ek. Ek gaan begin hier by die bewyse dat hierdie brief is geskryf voor die vernietiging van Jerusalem, wat natuurlik gebeur het rondom 70 na Christus. En ja, dis waarna ek gaan begin kyk. Ek dink dis waar ek opgehou het laas. Laas het ons opgehou hierso by Nero. Na Julius Caesar se dood het jy mos Augustus, Tiberius, Gaius en Claudius gehad. Dis is 5 ouens en dan was Nero die 6de een wat bewys dat Johannes die brief geskryf het tydens die regeringskap van Nero, en Nero is dood 68 na Christus. So dan moes hierdie brief geskryf wees voor die dood van Nero. So, tussen 53 en 67 na Christus moes hierdie brief geskryf wees. Okay, bewys 1. Die Syriese geskiedenis van Johannes, die seun van Zebedeus, verwys na Johannes, 'n verbanning onder Nero, wat van 54 tot 68 na Christus regeer het. Ja, dis 54 tot 68. Dit lei na hierdie dinge toe die evangelie deur die hande van die apostels versprei is, het Nero die onrein en onsuiwer en ongoddelose koning alles gehoor wat in Efese gebeur het. Hy het gestuur en alles geneem wat die gouverneur gehad het, en het hom gevange geneem, en hy het Johannes gevange geneem en hom in ballingskap gedryf, en 'n vonnis oor die stad uitgespreek dat dit verwoes moes word. Elders in die Syriese tradisie moet ons daarop let, dat beide Syriese weergawes van die Openbaring in die titel die stelling gee dat Johannes deur Nero verban is. Hulle titels lui: die Openbaring van Johannes, geskryf in Patmos, waarheen Johannes deur Nero Caesar gestuur is, verban is. Hier sê dat whether he been cast by Nero Caesar to Pathamon the island. Dit is die woorde in die Engels. Hierdie, julle kan pause en dit lees. Dis wat in die Syriac Bybel of die vertaling van Openbaring staan. Daar sê dit reguit vir jou wie het Johannes na Patmos toe verban. En dit sê duidelik dit is Nero. En ons het mos gesien, Johannes self verwys ook na Nero hierso in hierdie verse. As die 6de ene wat regeer terwyl hy die brief skryf. Bewys 2. The Muratorian fragment, a document outlining the accepted canon of the scripture at that time, 170 CE, states the following. Dit is nodig dat ons hierdie een vir een bespreek, aangesien die geseënde apostel Paulus self, na aanleiding van die voorbeeld wat van sy voorganger Johannes, slegs aan 7 kerke in die volgende volgorde geskryf het: aan die Korintiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Galasiërs, Thessalonisense en die Romeine. Dit is waar dat hy weer eens aan die Korintiërs en die Thessalonisense skryf, terwille van vermaning, maar dit is duidelik herkenbaar dat daar een kerk versprei is oor die hele omvang van die aarde, want Johannes het ook in die Openbaring, hoewel hy aan 7 kerke skryf, spreek hy nogtans tot almal. En ja, in hierdie fragment van Muratorian fragment sê dit ook dat Paulus het die voorbeeld gebruik van Johannes se geskrywe Openbaring, waar hy aan 7 gemeentes geskryf het. So dit beteken, Openbaring is actually baie vroeg geskryf, nog in die dae van Paulus toe hy sy briewe geskryf het. En ons weet, Paulus is dood, ek dink, rondom 66. Ja, hy en Petrus is so saam daar in Rome dood, rondom 66 na Christus. So hierdie briewe van Paulus, van Johannes, die Openbaring moes dan geskryf wees, 'n hele ruk voor 66 na Christus. Ek vermoed so, as dit moet wees tydens Nero,
se regeringskap, sou dit seker so 60 na Christus geskryf wees, as Paulus nog ook daarna verwys as 'n voorbeeld, hoekom hy ook aan 7 gemeentes geskryf het, of dat hulle dieselfde gedoen het. In sy, bewys 3, in sy werk teen Eufemianum, 1 vers 26 sê Jerome, wat 'n gelukkige kerk is waarop die apostels al hulle leer met hulle bloed uitgestort het, waar Petrus 'n soortgelyke lyding by die meester gehad het, waar Paulus vir sy kroon dieselfde dood as Johannes gehad het, waar die apostel Johannes in kokende olie gedompel is en niks gelei het nie, en daarna na die eiland verban is, Patmos natuurlik. Dit word byna universeel aanvaar dat Petrus en Paulus deur Nero vermoor is. Jerome plaas Johannes se verbanning in dieselfde tydperk, soos baie ander kerkvaders. So dan kan mens nou maar jou, as jy daarna gaan kyk, so tot die slotsom kom dat Johannes is deur dieselfde keiser verban as die een wat Petrus en Paulus doodgemaak het. En dit is Nero. Epiphanius, the following states in the Panarion. Epiphanius, Panarion, book 2, chapter 33, vers 8 en 9. He says, John prophesied during the time of Claudius Caesar, which is either Tiberius or Nero. En ons weet met die ander bewyse, dit is duidelik Nero. So Johannes moes Openbaring geskryf het tussen 54 en 67 na Christus. Die enigste bewys teen die vroeë datum van Openbaring se geskryf, is Irenaeus of Irenaeus, en jy mens moet hom eintlik noem Irenaeus, want hy is heeltemal verkeerd, in sy boek genaamd Against Heresies. Nou hierdie is ook geskryf, ek dink dit soos 200 na Christus. Dit is 'n baie latere boek. Skryf hy dat Johannes Openbaring geskryf het tydens Domitian se regeringskap. Nou Domitian het ons na Titus regeer. Die Titus is dood in 81, so dit moes dan gewees het na 81 na Christus. Maar dieselfde Irenaeus skryf ook dat Jehoshua was 50 jaar oud en sy ministry was 15 jaar lank. So die ou is duidelik nie 'n akkurate historikus nie. Ja, jy kan nie glo wat hierdie ou sê nie, want hy het duidelik nie 'n klou wat aangaan nie. Hy dink Jehoshua was 50 jaar oud, soos ons almal weet, hy was 30 jaar oud toe sy ministry begin het. En sy ministry was net 3 jaar lank, nie 15 jaar nie. In elk geval, so hy sê baie betroubare verwysing nie. Verse 12. The 10 horns which you saw are 10 kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for 1 hour as kings with the beast. Nou hierdie verwys duidelik nie na hierdie 10 keisers nie, want hierdie 10 keisers natuurlik het ons nou al regeer tot en met Vespasian, die pa, Flavius Vespasian. So hulle het ons nou hulle kroon al ontvang, so hierdie is 10 ander leiers. Nou kom ons kyk na wie dit kan verwys. In Daniel 2 vers 41 sien ons, whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided, yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. Nou, natuurlik die klei verwys na Israel, die yster na Rome. Nou, in hierdie tyd natuurlik is die vervulling van hierdie standbeeld se voete, en hierdie 10 tone is hierdie 10 goeters wat ek nou gaan bespreek hierso. Ons sien dat beide Israel en Rome moet ons bewyse kan sien daarvan, van hierdie 10 leiers, aan beide kante. Nie net aan die Romeinse kant nie, maar ook aan die Israelse kant, moet daar ook mos nou 10 leiers wees wat van gepraat word. So kom ons kyk of dit so is. Israel se 10 horings. Ons kyk eers na Israel se 10 horings, of die 10 tone van klei. Maar wat Josephus, the Wars of the Jews, daar so staan het, maar wat diegene betref wat Sestius agterna gesit het, toe hulle na Jerusalem teruggekeer het, het hulle sommige van diegene wat die Romeine bevoordeel het, met geweld oorweldig. En sommige het hulle gesmeek. Dit is nogal 'n moeilike geskreef, ek het dit direk vertaal van Engels af, so dit klink nogal weird as mens dit so lees in Afrikaans.
Maar basically wat hierdie mense toegedoen het, hulle het bymekaar gekom en gesê ons moet vir ons leiers aanstel om ons te help veg teen die Romeinse Ryk. Dis wat hulle gedoen het en dis wat hulle nou hier doen. Hulle smeek van hierdie mense om leiers te wees en dit is leiers oor verskillende areas in Israel. Hulle het hulle probeer oorreed om by hulle aan te sluit en in groot getalle in die tempel bymekaar gekom en 'n groot aantal generaals vir die oorlog aangestel. Ja, hulle het toe klomp van hierdie ouens toe aangestel as leiers. Blykbaar 10 tone, 10 leiers. Nou hier is die name van die leiers. Dus Josef, die seun van Gorion en Ananas, die hoëpriester, is ook gekies as gouverneurs van alle sake binne die stad. Hulle het ook ander generaals vir Edomia gekies, Jesus, die seun van Safias. Dis interessant, hierdie Anas, die hoëpriester, hy is mos nou doodgemaak deur die Edomians daar in die begin van hierdie oorlog, met daai groot storm. Ek het mos in 'n vorige hoofstuk daaroor gepraat, waar die oordeel van Jahwe begin het. So rond, ek dink dit het gebeur rondom 66 na Christus. Toe is hy daar gedood deur die Zealots en die Edomians. Hulle het ook ander generaals vir Edomia gekies. Jesus, die seun van Safias, een van die hoëpriesters, en Eleazar, die seun van Ananias, die hoëpriester. Hulle het ook Niger, die destydse gouverneur van Edomia, wat van 'n familie was wat aan Perea oorkant die Jordaan behoort het, en daarvandaan die Paraid genoem is. Pariets, seker. Jammer. Beveel om gehoorsaam te wees aan daardie voorgenoemde bevelvoerders. Hulle het ook nie die sorg vir ander dele van die land verwaarloos nie. Maar Josef, die seun van Simon, is as generaal na Jericho gestuur, net soos Manasse na Perea, en Johannes, die Eskue, seker, ek weet nie, na die toparchie van Tamna. Lydda is ook by sy deel ingevoeg, en Joppe en Emmaus. Maar Johannes, die seun van Matthias, is as gouverneur van die toparchie, Gofnitika en Akrabatene aangestel. Jo, dis moeilik. Maar nou ja, net soos Josephus, die seun van Matthias, van beide Galilea, ook Gamala, wat die sterkste stad is in daardie dele was, is onder sy bevel geplaas. Nou, een van hierdie is natuurlik die historikus Flavius Josephus. Nou, hy is gevange geneem deur Rome, een van hierdie leiers, en hy het toe geword Flavius Josephus, die historikus. Hulle het gesien natuurlik seker hy kon so baie tale praat en hulle het hom toe gebruik om neer te skryf wat hy sien en wat gebeur. En ja, so hy is daarom toe nou nie gedood, soos al hierdie ander leiers nie. Sover ek weet is hulle almal doodgemaak, al die ander 9. En Romeinse 10 horings. Ek wil net noem ook van hierdie 10 hierso. Aan die einde van die dag het 3 van hulle opgeëindig mos nou in Jerusalem se mure, soos wat hulle gebiede oorgevat is deur Rome, het hulle gevlug. 3 van hulle was toe saam, en dit was die 3 faksies, die kamstige aardbewing wat die stad in 3 gedeel het. Dis maar net 'n verwysing na die burgeroorlog binne die stad, van hierdie 3 faksies, van 3 van hierdie ouens wat toe mekaar aangepak het daar, want hulle wil mos nou leier wees daar van Jerusalem ook. Nou, toe het hulle mekaar beklei, so ek het die areas genoem wat elkeen gehad het. Een was in die onderstad, een was in die middel, en die ander een is by die tempelarea. Hulle mekaar aangevat daarso. En hulle het saam, soos Rome, het hulle ook maar van binne af die stad vernietig. Soos Jahwe dit bewerkstellig. En hulle het van binne af die stad verbrand. Hulle het nie eers dit gelos vir Rome om die stad te verbrand nie. Rome het van dit verbrand, maar baie van dit het hierdie Zealots self, hierdie Israeliete het dit self verbrand. Hulle het maar koekoes geraak, mal geraak daar in die stad. Romeinse 10 horings, die 10 horings van die dier is die 10 keiserlike provinsies in Rome, wat bestaan het in die tyd van Johannes. Strabo gee ons die besonderhede hieroor. Hierdie 10 horings verteenwoordig die 10 pretoriale provinsies van Rome. Hierdie provinsies was onder die uiteindelike mag van Caesar
van keiser was, sou hul magte laat oproep het om te help met die stryd teen die oorloë van Rome, insluitend die een in Judea. Hier is 'n lys van die name Iberia, Alteria, soos dit genoem word, in die omgewing van Baetis en Annas riviere, Narbonitis en Celtica, Sardu saam met Cyrnus, Sicilië, Macedonië, Illyria, die land langs Epirus, Achaia, tot by Thessalië, en Aetolia en Akarnania, en sekere Epirotiese stamme wat aan Macedonië gegrens. Kreta saam met Serania, is dit Kypros of Cypros en Bithynia, saam met die Pontus en sekere dele van die Pontus. Ja, is rowwe woorde hierso, né? Want hulle is maar seker maar eintlik in ander tale, soos in Grieks of Latyns. Die oorspronklike naam, ja, hulle gaan dit baie makliker vind om die goed uit te spreek. En ek kan net hier noem ook van hierdie 1 uur regeringskap saam met die dier wat hier genoem word vir die Romeinse provinsies kan ook verwys na die komende vernietiging van Rome nadat hulle Israel vernietig het, wat natuurlik die 1000 jaar vrederyk se begin was. Onthou, die voete en tone van yster en klei was saam vernietig, dan kan een nie 500 jaar na die ander een eers vernietig word nie. Dit is hoekom dit klink of die 1000 jaar vrederyk sou begin het, na Titus Vespasian se regeringskap verby was, volgens Daniël 7. Ja, as jy gaan Daniël 7 gaan lees, veral daar in die laaste verse van 20 af, ek sou 23 tot 27, sal jy mooi sien dat hy praat daar spesifiek van Titus, die klein horingkie, en dan na hom begin die regeringskap van die heiliges van Yahushua, oor die hele aarde, letterlik die hele aarde, want hy praat daar van al die koninkryke onder die hemel, so dit sluit die hele wêreld in. So duidelik daarso lyk dit of die 1000 jaar vrederyk moes begin het na Titus se regeringskap wat volgens die historiese boeke geëindig het 81 na Christus. So dit het letterlik, dit lyk of Jahwe dan letterlik die tyd verkort het vir Rome se regeringskap, want dit moes eintlik begin het, die 1000-jarige vrederyk volgens die tydlyn van die Bybel, moes dit begin het 500 na Christus, want Yahushua is gebore 5500 na Adam, is Yahushua gebore. Volgens die extra Bybelse boeke is dit so, en volgens die tydlyn in die Bybel self, het hulle uitgewerk dat dit so is. So byvoorbeeld Flavius Josephus het dit uitgewerk so met sy geskrifte, dat dit 5500 jaar is van Adam tot by Yahushua. Dieselfde met, daar was 'n ou genaamd Africanus, hy het dit ook so uitgewerk, en daar is 'n paar ander mense wat dit ook so uitgewerk het. Maar die feit van die saak is, dit is, in die boek van Adam en Eva staan dit ook so, baie keer word dit daar genoem, dat Yahushua vir Adam sê, dat hy sal terugkom, of hy sal verlossing bring, 5500 jaar van Adam af. Hy het dit 'n paar keer vir Adam gesê, daar so in die boek van Adam en Eva. Maar die feit van die saak is, as jy die Septuagint gebruik, om die ouderdomme van die mense te bepaal hoe oud die aarde is, dan gaan jy meer akkurate datum kry. Die Bybels wat ons het die verkeerde vertaling, dit is mos van die Hebreëus af, wat hulle verander het, die Masoretic tekst, en dit is nie 'n akkurate tekst nie, mens kan dit nie gebruik nie, hulle het dit verander, die Edomite het dit verander, so jy kan nie daai gebruik om te bepaal hoe oud is die aarde nie. Maar met die Septuagint, hy is nog akkuraat, en hy wys vir jou, dat is so 5500 jaar tot met Yahushua. En ja, vers 13. These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. Nou kom ons kyk, die Israel se 10 horings, hoe het hulle dit vervul? Hierdie 10 generaals het hulle gesag aan die begin van Israel se opstand teen Rome ontvang, en al 10 horings het uiteindelik daardie gesag aan die einde van daardie oorlog verloor.
Hoewel sommige dit vroeër verloor het, dit is as gevolg van die verlies van die oorlog dat die 10 horings hulle gesag, alhoewel onwillig, aan die dier gegee het. Hulle het dit onwillig gegee aan die dier, hulle moes almal submit het onder hierdie dier, want hulle het verloor. So hulle het hulle gesag oorgegee aan die dier, hierdie 10 horings van Israel. Romeinse 10 horings, hierdie 10 provinsies, alhoewel hulle leierskap vir hulle eie regering aangestel het, is steeds deur Caesar regeer, of die keiser regeer. Hierdie 10 horings van die dier word ook 10 konings genoem. So sou die 10 pretoriale provinsies enige hulpbronne wat nodig was aan Rome in tye van oorlog geleen het, insluitend hul gewapende magte. So hulle het letterlik hulle krag en weermagte en alles daar gestel vir die Romeinse keiser om te doen met dit wat hy wil. Vers 14, These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is master of all and King of kings, and those who are with him are called, chosen and faithful. Na die vernietiging van Israel, Jerusalem en die ander Israelstede, sou Jehoshua Rome vernietig het, net soos met die beeld van Daniel 2. Daniel 2 vers 34, You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces. Volgens hierdie vers klink dit of Jehoshua se oorname van die aarde en vernietiging van Rome begin het, so 80 tot 100 na Christus, waarna sy 1000 jaar vrederyk sou begin het. Maar as mens die Bybelse tydlyn konsidereer, dan moes dit begin het eers 500 na Christus. Maar soos ons lees, terwille van die gelowiges, was die tyd vir Rome se regeringskap verkort. As mens Daniel 7 konsidereer, blyk dit dat Jehoshua se 1000 jaar vrederyk begin het, na die klein horingkie se regeringskap verby was. Titus Vespasian se regeringskap het moontlik geëindig 81 na Christus. So hierdie is eintlik maar 'n verwysing na die begin van Jehoshua se 1000 jaar vrederyk, as mens dit so wil vat, of so verstaan, soos ek hier verduidelik. En natuurlik, hulle het nie 'n kans gestaan teen Jehoshua en sy weermag nie, né? Toe hy kom regeer het hier op aarde. Maar hierdie dinge gaan jy nie, hulle het die historiese boeke verander mense, die geskiedenisboeke het hulle verander, en baie van hierdie goed het hulle weggesteek, want hulle wil mos nou nie, jy moet weet, die 1000-jarige vrederyk het al gebeur nie. So hulle moes gegaan het en die geskiedenisboeke verander het, 'n paar goeters bygesit het, wat laat die tydlyn bietjie uitrek. Dus soos ek gesê het mos, of gewys het daar 'n ander ou wat bewys het met argeologie, dat 700, ten minste 700 jaar is bygesit by die tydlyn, wat nie daar moet wees nie. Hulle het dit maar probeer uitrek. So dan het hulle maar gesê, Domitian het toe regeer, en dan noem hulle sommer net so ander klomp Romeinse leiers, keisers wat toekomstig nou regeer het na Titus. Maar ek dink nie, hulle het eers regeer nie. Ek dink Jehoshua daar oorgevat, en dis toe die 1000-jarige vrederyk begin het. Maar ek het ook video's maar oor die 1000-jarige vrederyk, bewyse daarvan, en ek kan nog 'n hele paar maak, en ek wil nog 'n paar maak oor dit. Want mense sien goed die hele tyd raak, wat 'n verwysing is na die 1000 jaar vrederyk om 'n mens. Vers 15, Then he said to me, The waters which you saw where the harlot sits, are peoples, multitudes, nations and tongues. Hulle is verskillende stamme, mense, rasse en tale. Dit is 'n verwysing na die groot area waaroor Rome regeer het, wat baie verskillende mense, rasse en nasies bevat het. Maar hierdie is natuurlik ook 'n verwysing na so baie verskillende stamme en nasies en so aan het Jerusalem gaan besoek. Het was 'n inkome geestelik vir hulle, en hulle het veral met die feesdae, het hulle van oral oor in die Romeinse Ryk opgetrek na Jerusalem toe, om die stad te gaan besoek. En dit is natuurlik ook wat gebeur het met hierdie oorlog. Hulle het dit so beplan, Titus, dat hierdie stad oorlopends toe vol was, toe hulle die oorlog begin het. Hulle het gewag tot en met Pascha, en toe het hulle die stad beleer, en toe kon daar die mense nie meer uit die stad kom hê. So mense van ander lande
in die Romeinse Ryk het opgetrek Jerusalem toe vir die fees, maar toe is hulle vasgevang in die stad. Vir 5 maande het hulle daar gesit en krepeer, gesukkel met sonder kos en water, en ja, hulle het seker maar water gehad, maar pestsiektes en allerhande dinge. En die zealots daar in die stad wat hulle sommer so voor die voet doodgemaak het van die mense, of aangerand het, dit was maar robbe tye. Ja, hulle was seker baie spyt, hulle het opgegaan vir die fees. Maar die feit van die saak is, beide Rome en hierdie stad, Jerusalem, vervul hierdie rol. My stem is besig om te gaan. Laat ek gou hier pause. Ja, sê ek, ons kyk of dit nou beter is. Ek is besig om my stem amper te verloor hier, so lyk my. Ja, soos ek sê, albei vervul hierdie rol van, hulle sit op baie waters. Ek het ook gewys, fisies het Jerusalem by die berg Sion op aarde, by Ruwenzori uit, letterlik op baie water gesit. Hy was omring deur water. Ons het gesien, Hesekia het 'n sloot gegrou, of 'n dam gebou op die Nyl, wat dit laat opdam het aan die ander kant van die berg, aan die ooste kant, sodat dit gelyk asof Berg Sion basically 'n eiland is, maar hy was nou nie 'n eiland nie. Dit was maar as gevolg van koning Hesekia wat hy gedoen het, wat die water so laat opdam het. Maar hy het letterlik gesit op baie waters. Maar daar het ook letterlik baie mense van baie nasies die stad besoek. And the 10 horns which you saw on the beast, these will hate the harlot, make her desolate and naked. And the 10 horns which you saw of the beast, these will hate the harlot, make her desolate and naked, eat her flesh and burn her with fire. Die straf vir sedeloosheid, vir oorspel, vir harlotry, Leviticus 21 vers 9 sê vir ons, van prostitusie, wat was die oordeel? The daughter of any priest, if she profanes herself by harlotry, she profanes her father, she shall be burned with fire. Nou dis letterlik die straf wat Jerusalem ook ontvang het, en die ander Israel stede. Baie van hulle was afgebrand, Jerusalem was afgebrand, die tempel was afgebrand. Joshua en Moses sê, daar gaan nie een klip op 'n ander gelaat wees nie. Josephus, the Wars of the Jews, 5.1.1, waar die aanval van die ywerraars of die zealots, ek sal maar sê zealots, is 'n beter woord eintlik as die ywerraars klink snaaks, wat die aanval van die zealots op die mense betref, en wat ek as die begin van die stad se vernietiging beskou, is dit reeds akkuraat verduidelik, as ook waar dit ontstaan het, en tot hoe groot 'n onheil dit toegeneem het. Maar vir die huidige oproer sal mens nie verkeerd wees as hy dit 'n oproer noem, wat deur 'n ander oproer veroorsaak is nie, om soos 'n wilde dier te wees wat mal geword het, wat weens 'n gebrek aan voedsel van buite nou sy eie vlees geëet het. Hy verwys hier na hierdie zealots wat oproere veroorsaak het in die stad, en dit gebruik het om van hierdie ryk mense en die aangesiene mense aan te val, hulle aan te rand, veral die mans het hulle, ek dink, almal doodgemaak, hulle besittings gevat, hulle vrouens aangerand, en so van ryk mens na ryk mens toe gegaan, terwyl die ander mense daar oproerig is, het hulle dit gaan doen. En ek dink, dit is ook maar na wat Josephus hier so verwys, na wat hulle gedoen het. Hulle het oproere veroorsaak en dan dit gebruik as 'n skans om hulle evil goed te gaan doen wat hulle wou doen. En dit is om hierdie aangesiene mense te gaan doodmaak en hulle goed te vat. En so letterlik hulle eie vlees te eet. Nee, letterlik, maar figuurlik hulle eie vlees te eet, sorry. Josephus, the Wars of the Jews 2:13 sê, want 'n groep bedrieërs en zealots het bymekaar gekom en die Jode oorreed, of Judeërs oorreed, om in opstand te kom en dood te maak diegene wat in gehoorsaamheid aan die Romeinse regering gebly het, en te sê dat diegene wat gewilliglik slawerny kies, gedwing moet word om te verander. Want hulle het hulself in verskillende groepe verdeel en die land rondgeloop en die huise van die ryk manne geplunder en
die manne self doodgemaak en die dorpe aan die brand gesteek, en dit totdat die hele Judea gevul was met die gevolge van hul waansin. En so is die vlam elke dag meer en meer opgeblaas, totdat dit tot 'n direkte oorlog gelei het. Ja, hulle wou gehad het, almal moet soos hulle wees, die zealots. Nou, baie van hierdie mense het maar eerder gesê, nee, maak my maar eerder net dood. Ek gaan nie saam met julle rowers rondgaan en mense plunder nie. En het hulle die mense doodgemaak so. Maar ja, hulle was rof en hulle was heeltemal van hulle kop af, klink my, van hulle. Hulle het ook soos vrouens aangetrek, het ons gehoor in die vorige hoofstuk. En hulle voorgedoen as vrouens en dan het hulle 'n mes uitgerek en mense sommer net in die straat gesteek met messe. En dan loop hulle verder weer asof hulle vrouens is. Maar nou ja, Joshua het mos gesê, daar gaan baie bose geeste betrokke wees in hierdie tyd en dit het letterlik vervul, waar die gees rondbeweeg en hy kry nie verblyf nie, dan bring hy 7 geeste erger as hy terug saam met hom, en toe sê Joshua, so sal dit wees in hierdie tyd wat ek nou hiervan praat. En as ons lees wat hierdie mense gedoen het, kan jy nogal sien, ja, hierdie mense het baie demone in hulle gehad. Josephus, The Wars of the Jews, 4:9-10, want hy, Johannes, wat later een van die zealot leiers geword het hulle toegelaat om alles te doen wat hulle begeer het, terwyl hulle neiging tot plundering onversadigbaar was, asook hulle ywer om die huise van die rykes te deursoek, en die moord van die mans en die mishandeling van die vroue was vir hulle 'n plesier. Die zealots het hulle verslind. Ja, is maar verwysings na die vers wat sê hulle eie vlees eet, dat dit so gebeur, dat die Israeliete het hulle eie mense verslind in hierdie stad. Vers 17, For Yahweh has put into their hearts to fulfill his purpose, to be of one mind and to give their kingdom to the beast, until the words of Yahweh are fulfilled. Die onderdane van Rome was baie behulpsaam tydens hierdie oorlog, selfs die zealots aan Israel se kant was indirek behulpsaam, deur hul eie mense te vermoor en hul eie plekke af te brand, asof hulle dit doen vir Rome. So die 10 tone van yster en klei het albei, Rome en Israel zealots, Jerusalem en ander Israeliete onderdruk, gemoor en verbrand. Ja, hulle het albei maar vervul wat Jahwe wou gehad het, moet vervul word, aan Israel se kant en Rome se kant. En ek het gelees dat Titus en die soldate was selfs verbaas toe hulle daar inkom in die stad en sien hoe erg dit al reeds geplunder was en gebrand was en so aan, deur hulle eie mense. En het ek selfs gelees dat Titus, wat eintlik nie gehad het, hulle moes die tempel afbrand nie, maar die zealots het die tempel aan die brand gesteek. So basically het Israel hulle eie tempel afgebrand. Maar nou ja. Vers 18, And the woman who you saw is that great city which reigns over the kings of the earth, land. In konteks natuurlik kan dit net land beteken, daar is, of het nog nooit 'n stad bestaan wat oor die hele aarde regeer het nie. En daar gaan ook nooit 'n stad bestaan vandag wat oor die hele aarde regeer nie. Ek praat soos van 'n stad soos New York of Seattle. Daar is nie so ietsie. Jy kry nie so ietsie, nie daai tyd nie hierdie tyd nie. Hierdie verwys spesifiek na die land, hierdie verwys na Jerusalem, want hierdie hele hoofstuk praat van die vernietiging van die tempel en Jerusalem die stad. En dis waarna dit verwys. En hier het ek het 'n bietjie meer akkuraat vertaal vir julle, en nog steeds in Engels. That woman whom you saw is that great powerful city, whose king rule over the rulers of the land of Israel. Hierdie is 'n meer akkurate vertaling van hierdie vers. Dit wil sê dat Jerusalem was die belangrikste, grootste stad van Israel, en die konings het van daar af regeer oor die land. En ek glo spesifiek, dis waarna dit verwys. En ons sien hierso in Handelinge 4, vers 26 en 27, The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against Yahuwah and against his Messiah. For of the truth against thy holy child Yahushua, whom you have anointed, both Herod and Pontius Pilate,
with the Gentiles and the peoples of Israel were gathered together. So duidelik is hierdie, hy sê the kings of the earth stood up, maar dan praat hy, in die hoofstuk as jy gaan lees, praat hy spesifiek van Jerusalem, van Herodes, en Pontius Pilate wat daar was, Pilatus, en Herodes. So dit verwys na die spesifieke leiers van Jerusalem, as hy praat van die konings van die aarde. Nou dieselfde hierso in Openbaring, as hy hier praat van die konings van die aarde, van die land, praat hy van die leiers, konings van Jerusalem, wat die hoofstad was maar van Israel. Die mense maar van oral daartoe maar moes gegaan het met die feeste. Dis maar hoe werk, want dis waar die tempel ook was. En ja, so dit is hierdie hoofstuk klaar. Ons het dit sommer in 'n rekordtyd reggekry, 35 minute. 36 minute. Maar ja, dit was 'n goeie hoofstuk. So ons het nog net so 'n paar oor. Maar ek hoop julle kan sien hoe hierdie goed alreeds kon vervul het in ons geskiedenis. Hoe dat hierdie duidelike verwysing is na Jerusalem en die tempel, as ons die Bybel gebruik om die Bybel te verduidelik. En dan het ons gelukkig ook natuurlik die historikuste wat hulle gesien het gebeur, dat ons dit kan gaan lees en sien, ja, dit pas ook aan by Openbaring. En so kan ons sien dat hierdie dinge het al vervul, dit gaan nie vandag vervul nie. Ek het ons vir julle verduidelik met die Henogse 10 weke profesie, dat hierdie gebeure het gebeur in die 6de week van die 10 weke. En ons is nou in die 9de week van die 10 weke, op Henogse profesie. Gaan kyk maar daai video as julle wil, as julle wil weet waar is ons op die tydlyn. En Jahoua se oordeel het gekom oor Juda hierso in Openbaring, en dan die tyd waarin ons nou leef, die kort seisoen van misleiding, wat na die 1000-jarige vrederyk is, dis nou wanneer Jahoua se oordeel gaan kom oor die hele wêreld. Eers nou gaan dit oor die hele wêreld geskied. So, dit is waar ons is op die tydlyn. Kyk, geniet julle dag, en ons praat weer volgende keer. Bye.